Goeiedag luisteraars. Ek deel graag vandag met jou oor kleur. Hoe God 'n God van kleur is en jou kleurvol en mooi wil maak. Baie keer dink ons of is ons net bewus van die vloeke in ons generasie, maar vandag gaan ek met jou deel oor blessings in jou generasie. Dankie Abba Vader dat ons nou voor U kan kom staan met die wete, U wil U joy, U volheid en U seën in ons hart kom uitstort. Here, ons kom voor U in diepe afhanklikheid, ons honger en dors na U, o God. Heilige Gees, U is welkom in ons midde, wil U elkeen aanraak vandag om te ontvang wat U in elkeen wil plaas vandag. Ek verklaar geopende oë en ore, dat ons face to face met U kan kom dans vandag, by U kan kom staan. Help my om met U salwing die woord te bring, dat dit U sal behaag. Dankie Koning Jesus. Amen. Nou God is 'n God van kleur. Ons sien reg deur die Bybel hoe kleur 'n belangrike rol en verskillende betekenisse het. As ons net byvoorbeeld kyk na 'n reënboog wat 7 kleure het, hoe God praat deur 'n reënboog. God wil sy joy, sy volheid, sy seën in jou kom uitgiet, in jou kom uitstort. In donker plekke, in grys areas in ons lewens, wil hy dit kom kleurvol maak en mooi maak. Wanneer ons die grys areas van ons lewe na hom toe bring, maak hy dit vir ons kleurvol en mooi. Hy stort homself in ons uit en hy maak dit mooi. Hy begeer dat ons hom sal ken as kleur. As ons kyk in die tuin, God is die skilder, die kunstenaar van ons lewens. Hy wil graag hê dat ons lewens as 'n canvas voor hom bring, dat hy iets mooi kan maak vir ons. Daarom kan ons na ons Vader God toe gaan en vir hom vra, Vader, waaroor wil U met my praat? Dit was altyd 'n begeerte in my om te skilder, en na 18 jaar het die deurbraak gekom, en ek het vir die Here in my gebedstyd gevra en gesê, dat ek hom graag met my skilderye wil verheerlik. En verlede jaar is dit bevestig toe daar oor my geprofeteer is, dat ek 'n prophetic artist is. So daar is 'n generational blessing in jou familie, wat miskien dormant lê. As jy oop is om te ontvang, sal jy ontvang. Baie keer fokus ons net op die donker vloeke in ons generasie, soos vrees, verwerping, skuldgevoelens ensovoorts, en ons deel dan daarmee in innerlike genesing. Maar soms vergeet ons van die generasie blessings in ons familie. Daar is salwings, daar is mantels, daar is drome, daar is visioene, wat net daar lê. Soek God vir dit, anders sal dit net daar lê. Here, wat het U vir my instoor? Watter blessings of seëninge is in jou generasie, wat die Here vir jou wil wys, wat jy nie in beweeg nie, waarvan jy nie bewus is nie. Ek wil jou bemoedig, bly in 'n plek van gebed, bly by die tafel, soek hom. Daar is baie wat hy vir jou kom wys en seën, as jy in sy presence bly. Daar is baie geleenthede, idees wat hy vir jou wil gee, soek hom. Miskien is jou lewe bietjie kleurloos, dan bemoedig ek jou, God is color and He wants to pour Himself into you. Miskien is dit die geboorte van 'n nuwe besigheid, miskien 'n nuwe idee. Soek God vir die generasie seën in jou familie, dat sy heerlikheid, die beauty, die lewende saad wat daar geplaas is, nie dormant daar lê nie, sodat jy daarin kan loop. As jy loop in die blessings wat God vir jou gegee het, kan dit miskien wees 'n nuwe manier van oorlogvoering, 'n nuwe manier van aanbidding, en soos jy dit doen, sal jy heeltemal
net op hom gefokus wees. Baie keer wil God jou seën met iets wat nie in jou vermoë is nie. Daar is baie wat God vir jou kan doen vir jou en deur jou as jy hom soek. Ons moenie vir God beperk nie. Loop in geloof. James 1:12 Passion Translation. If your faith remains strong even while surrounded by life's difficulties, you will continue to experience the untold blessings of God. Ek wil jou bemoedig. Soms as jy in jou storm aanhoudend dieselfde berg beleef, hou aan om te soek. God is vir jou en sy planne is om jou voorspoedig te maak. Bid en vra dat God dit vir jou sal openbaar, die blessings in jou generasie. Die Here wil vir jou 'n dubbele blessing en 'n dubbele porsie gee. Daar is 'n Josefskleed wat God wil release, waar jy net miskien in die profetiese beweeg, wil die Here jou nou meer oor jou uitgiet. Hy wil vir jou 'n multicolor coat gee, wat verskillende dinge kan wees. No limit. Worship and exalt him, dat sy koninkryk sal kom in jou lewe. Vra vir God, wat is die nuwe kleure wat hy in jou wil uitgiet in jou lewe? Miskien 'n idee, 'n nuwe manier van bid, nuwe gebedstyd. Seek him for your portion. Moenie stop nie, en as jy hom soek daarvoor, sal hy dit vir jou gee. Hy sal alles teruggee wat die vyand gesteel het. 'n lewe van melk en honing wat hy vir jou beplan. Veral as jy deur 'n woestyntyd is, God wil joy herstel in jou, om jou te bring in fellowship in sy presence. Ek seën jou met die porsie wat die Here vir jou het. In die Passion Translation sê dit ook so mooi, Efesiërs 2:10. We have become his poetry, a recreated people that will fulfill the destiny he has given each of us. For we are joined to Jesus, the Anointed One. Even before we were born, God planned in advance our destiny and the good works we would do to fulfill it. You need God's word to become part of your imagination before it will become revelation. God wrote his name upon you, his eternal signature. Wanneer 'n skilder iets verf en daar is nie 'n handtekening op nie, is daar nie eienaarskap op dit nie. God signs his name in you. He paints in your life. Jou geestelike identiteitskode. I carry the signature of God within me. Ook 'n mooi sang van Julie Meyer. Pick me up. Die liedjie is eintlik paint your picture. Pick me up like a paintbrush. God, dip it in the colors of my life. Paint your picture. Father, fashion a heart that is only yours. Take your finger, God, master potter. Come mold the clay. Tell your story as you mold me. Fashion my heart that is only yours, and write your name in the clay, and sign your name in the picture. Take all that I am, take all I have. I'm yours forever and ever. Hoe gaan die skildery lyk wat ons gaan verf? Matteus 5:14-16 sê die boodskapvertaling vir jou: Julle is 'n lig vir die donker wêreld rondom julle. Almal moet kan sien dat julle glo. Julle geloof moet net so sigbaar wees soos 'n stad wat hoog bo op 'n berg gebou is. Geen mens sit 'n lig aan en gaan steek dit onder 'n bed weg nie. Nee, 'n lig word in die middel van die vertrek neergesit sodat almal kan sien wat om hulle aangaan. Dit is presies wat julle ook moet doen. Moenie iewers in die donker gaan wegkruip nie. Julle moet soos 'n lig in hierdie pikdonker wêreld skyn.
Beweeg in dit wat die Here in jou geplaas het. Bedien ander in die liggaam van Christus met die gawes wat aan jou gegee is. God wil jou lewe kleurvol maak. As ons kyk na prisma, en dis soos daardie glasdeurskynende driehoek, en wetenskap agter dit sê die 7 kleure van die sigbare spektrum. As wit lig deur 'n prisma skyn, dan vorm dit 'n reënboog aan die ander kant. En sou daardie 7 kleure weer teruggegooi word deur die prisma en aan die ander kant kom, dan straal dit suiwer wit lig uit. Want as hierdie kleure vanuit lig meng, dan word lig geproduseer. Daarom is dit belangrik dat ons genadegawes moet ken ook, sodat ons ligdraers kan wees. 'n Suiwer wit lig uit die dimensie van Jesus in hierdie donker wêreld. Dit kan net gebeur met kleure van lig. As jy 'n palet met kleure meng, raak dit swart. Net soos wanneer jy 7 kleure sou meng in die vorm van verf en nie met wit, soos in die geval van 'n reënboog meng nie, dan word die verf swart. Daarom leef ons eerste ons grace gifts, ons supportive gifts in gees uit tot eer van die Here, deur die vrug van die Gees in God se koninkryk, en dan ook sal dit manifesteer in die fisiese ryk. As ons dit uit vlees wil doen, gaan dit swart lyk. Ons beweeg in unity saam teen 'n sekere spoed en reflekteer die lig terug na God toe met dankbaarheid en na die wêreld toe om ook daardie salwing te dra om ander ook te trek na die Here toe. Ons moet intap in die frekwensies van die hemele. Kom ons kyk nog verder na kleur. Kom ons kyk na die tabernakel. Eksodus 27:16. En die poort van die voorhof in bedekking van 2011 van pers, purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad, linne veelkleurige werk. Sien julle oor die presiesheid oor hoe die kleure moes wees. Nou die veelkleurige gordyn, die kleure verteenwoordig Jesus se werke. As ons kyk, die wit verteenwoordig die regverdigheid van Jesus. Sy geregtigheid kan nou in jou gesien word. En dan blou is Christus as die hemelse een, die lewende profetiese woord. As ons kyk pers, die adellikheid van koningskap, dit is waar magte in die geestesryk jy sal begin herken aan jou autoriteit en jou rang. En dan kyk ons die rooi, die versoeningsoffer aan die kruis, sy bloed wat vir jou gestort is, sodat jy gered kan word en in 'n dieper verhouding met hom kan staan. Dit dui ook daarop dat die stryd vir jou in die geestesryk reeds gestry en gewen is. As ons kyk na die goue kandelaar, die menorah, was van soliede goud gemaak. Daar was geen hout of geen afmetings nie. Met ander woorde, die mensdom of enige beperktheid was uitgesluit. Die Chumash verklaar dat toe God vir Moses gesê het om die menorah te maak, het hy gesê, dit is te ingewikkeld. Maar toe wys God vir hom 'n menorah van vuur met die opdrag om die staal in die vuur te gooi. Moses het nie gereedskap gehad om die menorah volgens God se spesifikasies te maak nie. Daarom het God dit met al die ingelegde patrone op bonatuurlike wyse gemaak. Die verbondsark verteenwoordig die mens se hart, die diepste, mees intieme deel van wie jy is. En dit is die plek waar God se heerlikheid in jou kan woon. En rondom jou verander alles dan in sy ligheerlikheid. Laat toe en soek God, dat hy sy joy, sy volheid en sy seën in jou kan uitgiet. Ons kan nou die embleme regkry, die broodjie en die sappie, om kommunion te gebruik. Die Here het vir jou 'n tafel voorberei, waarby jy kan kom sit en eet wat hy vir jou voorberei het. Hy voorsien die regte woord vir ons vir 'n spesifieke seisoen. Vader,
wat het U vir my voorberei vir vandag? Dat jy dit kan feast on the word, dat dit sal deel raak van jou. Vader het 'n tafel voorberei, ten spyte van enige swakheid wat jy het, 'n tafel van waarheid. Hy het 'n tafel van liefde vir jou voorberei, waar jy kan kom sit. Gaan in gees na jou Vader, na die tafel. Train your eyes of faith to see what the Father has for you. As hy in die area van geloof en hoop met jou praat, beweeg in dit. Sien hierdie tafel met jou oë van geloof. Raak nou stil in dit. Bring dit na die tafel, waar jy nog heel moet raak, waar jy nog gesond moet raak. Bring dit alles na die tafel, bring dit vir jou Here. Die vyand gaan jou aandag probeer aflei, byvoorbeeld vrees. Daar by die tafel moet vrees sy kroon afhaal. Net 1 druppel van sy bloed is genoeg. Hy het vir jou 'n tafel gedek om plek in te neem voor die koning, dat jy op dit kan mediteer wat hy vir jou sê en vir jou gee. God se woord is voedsel vir jou gees. Bly in sy presence, dat jy gewas kan word deur die water van sy woord, jou gees, jou siel en jou liggaam. Maak klaar met ou denkpatrone wat jou blok, wat jou verhinder vir die volgende dimensie. Bring alles na die tafel. By die kruis is jy vergewe. Bly in hom en hy in jou. Neem nou in die broodjie wat sy liggaam vir jou gedoen het aan die kruis, en dan die sap sy bloed vir healing, wholeness, preservation and provision. Dankie Here vir die kosbare bloed en vir die liggaam wat vir ons gebreek is. Die bloed wat sondevry is, siektevry is en poverty-free is. Ons neem dit nou in en ons verklaar, deur Jesus se bloed is ek skoon gewas, is ek rein en is ek witter as wol. Dankie Jesus vir U genade, vir U bloed. In Jesus naam, amen.